Die hemelse Jerusalem is nie 'n onbewoonde plek nie. Daar is 10.000 engele, saam met die gemeente van die eerstgeborenes is hulle 'n feestelike vergadering. Engele wat op 'n stadium die ingang tot die tuin van Eden versper het, engele wat die hemelse heerlikheid bewaak het met die swaard wat vlam en flikker, nou saam met God se gemeente daar saam op die berg Sion. My verlosser is God se eerstgeborene, so lees ek in Hebreërs 1 vers 6, maar deur hom is daar nou 'n gemeente van eerstgeborenes waarvan ek een is. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons het U gedank vir die genade wat U aan ons bewys. En terselfdertyd het ons na U wet geluister. En tot ons verootmoediging moet ons erken dat ons skuldig is aan daardie wet. Skuldig is dat ons afgode het in ons lewens, dat ons harte 'n fabriek van afgode is, gedurig onheil na vore bring, ander gode, ander dinge wat ons naas U stel en ander dinge wat ons baie keer bokant U stel. Ons bely dat ons ook oortree en dat ons eiewillig is met ons godsdiens. Dat ons U wil dien soos ons goed dink en nie soos U in U woord beveel het nie. Dat ons nie veel daaraan ag gee dat U 'n jaloerse God is nie. Ons bely dat ons skuldig is aan die misbruik van U naam en dat ons dikwels U naam onnadenkend gebruik en onnadenkend in ons liedere gebruik, onnadenkend in ons gebede gebruik. En daar waar dit onnadenkend in hierdie wêreld gebruik word, bly ons dikwels stil. En ons bely ook wat die 4de gebod betref, dat ons nie altyd in U rusdag 'n verlustiging vind nie. Dat ons nie altyd ons hoogste vreugde daarin vind om op te trek na U huis, saam met die vergadering wat U bymekaar gebring het deur U Seun Jesus Christus. En dan is ons ook so dikwels opstandig teen die gesag wat U oor ons gestel het, opstandig teen die mense wat U die gawe gegee het en die ampt gegee het om ons te regeer. En daar is doodslag in ons harte. Nie altyd met die daad nie, maar baie dikwels met die hart. U weet wat in ons harte aangaan. U weet van die gedagtes van egbreek en oorspel, en ons is bewus daarvan, Hemelse Vader, dat selfs daar waar ons net gekyk het om te begeer, daar het ons gesondig. En ons bely dat ons nie altyd omgaan met die gawes wat U vir ons gegee het, en dat ons nie altyd daarmee tevrede is nie, en dat ons nie altyd verantwoordelik is daarmee nie. U ken ook dit wat ons terughou, waar ons moet gee. En dan bid ons dat U die valse getuienis wat op ons lippe kom, ja, selfs baie keer 'n valse belydenis wat op ons lippe kom, U weet dit alles. U is bewus van die begeertes van ons hart.
wat teen u gebooie en teen ons medemens en teen ons heilige Here Jesus Christus is. En daarom vra ons dat u ons sonde sal vergewe. En dat u ons sal lei, dat ons nie ligtelik daarmee sal omgaan nie. Ook daar waar ons nou hier aan die tafel gaan sit en die sakrament van die heilige nagmaal mag geniet, dat ons sal besef uit die dieptes waaruit u ons gehaal het. Ons kom na u toe in volle afhanklikheid. Ons kom na u toe in die volle genade en die vrymoedigheid wat daar alleen te vind is in u Seun Jesus Christus. Amen. Ons lees uit die brief van die Hebreërs in die 12de hoofstuk, baie bekende hoofstuk, veral daardie gedeelte wat begin met die Christelike wedloop, wat begin met die gedeelte wat sê dat ons 'n wolk van getuies uit die Ou Testament het, dis hoofstuk 11, maar dan word ons aangemoedig in hoofstuk 12 om te volhard met die wedloop, die Christelike wedloop. En dan vanaf vers 14 lees ons soos volg. Hoofstuk 12 vers 14. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand 'n hoereerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eersgeboorte reg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seun wou beerwe, verwerp is. Want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm, en basuingeklank en die geluid van die woorde waarby die hoorders gesmeek het, dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie. Want hulle kon die gebod nie verdra nie. Selfs as 'n dier die berg aanraak, moet dit gestenig word of met 'n pyl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van die eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Ons lees tot sover. Dit is die woord van die Here. Ons herhaal weer vers 24. Julle het gekom by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Geliefdes in ons Here Jesus, waarheen is ons op pad? Waarheen is u op pad? Die heilige nagmaal sê vir ons waarheen ons op pad is. Ons is op pad na die hemelse feesmaal. Die bruilofsmaal van die lam, soos die formulier dit ook stel. Dis die eindpunt van die Christelike wedloop wat hier in Hebreërs 12 beskryf word. Hierdie fees vind plaas in 'n plek wat ons in 3 verse beskryf word, maar wat daardie plek wat so skitter in heerlikheid, so skitter van genade en so skitter in vreugde, dat ons eintlik die hele Bybel nodig het om dit ten volle te beskryf. En om dan te weet dat dit alles nog nie gesê is nie, en tot in ewigheid nie gesê sal word nie.
Die hemelse Jerusalem op die berg Sion. 'n Berg wat volgens die skrywer van die brief teenoor 'n ander berg staan, die berg Sinai. Sinai, waar God homself in sy verskriklike heiligheid aan Israel geopenbaar het en aan hulle die bepalings van sy verbond voorgehou het. Verskriklik, want die grond het onder hulle voete geskit. Donder en blitse is al wat die donker lig verhelder het. Die geluid van die blaasende ramhorings is oorverdowend en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer bygevoeg sal word nie, want hulle kon nie die gebod verdra nie. Daar brand 'n vreesaanjaende vuur bo op die berg en dit alles dra een boodskap oor. Israel, Hebreërs besef onthou dat julle God is 'n verterende vuur. Moses, wat self probeer het om vir hierdie volk 'n middelaar te wees, hy moet erken daar, ek is verskrik en ek sidder. Daar is genade in hierdie boodskap, geliefdes. Soos daar genade is in die waarskuwing dat die hoogspanningsdrade van 'n kragnetwerk lewensgevaarlik is. Soos daar genade is in die waarskuwing dat kontak met sekere radioaktiewe stowwe jou dood kan veroorsaak. Om te verstaan dat God heilig is en dat jy 'n nietige sondaar mens is, dit plaas jou op die eerste trap van God se genade. En die Hebreërs aan wie hierdie brief gerig was, veral hulle moes dit hoor. Hulle wat volgens die res van die brief weer probeer het om die bepalings van die ou verbond na te kom. Weer wou terugkeer na die onderhouding van die Joodse godsdiens om daardeur God te behaag. Nou jy weet broeders en susters, as 'n mens hierdie gedeelte vinnig lees, dan is 'n mens geneig om te dink dat die beskrywing van die berg Sinai nie veel betrekking op ons tyd het nie, maar dit het. Nie net wat die absolute heiligheid van God betref nie, maar ook die dwaasheid daarvan om terug te keer na die ou Joodse geloof, of soos baie deesdae wil, die Hebrew Roots Movement. Die Hebreërs het onder baie moeilike omstandighede geleef, hulle het swaar gekry, ekonomies, polities, godsdienstig, en onder sulke omstandighede, veral geld die spreekwoord, benoude katte maak benoude spronge. Miskien moet ons terugkeer na die wet. Jy hoor dit vandag ook weer. Het hulle gesê. Miskien word ons gestraf omdat ons nie meer op die wet ag gee nie. So word daar geredeneer. En jy weet, dit is wat soveel Afrikaners vandag weer probeer doen, na mate die omstandighede in die land uitrafel, na mate die nood al hoe meer begin druk, begin ons ou volkie weer al hoe meer wetties raak. Het begin met die gebruik van Hebreëse godsname, of hulle word ook miskien nou sabbatariërs, hulle hou op om varkvleis te eet, hulle begin weer om hulle seuns te besny, sommige hou weer 'n loofhuttefees of so iets, hulle blaas weer die ramshoring soos getroue Jode en so meer. Hulle wil graag Hebreërs wees. Terwyl ons 'n hele brief in die Bybel het waar die skrywer die Hebreërs vermaan om nie meer Hebreërs te wees nie. Oppas, lees ons in die skrif, daar skuil net soveel gevaar in wettisisme as om totaal bandeloos te lewe. En so waarsku die apostel Paulus dan ook, want hy skryf die volgende aan die Galasiërs en ook aan alle ander drywers van Joodse wette. Hy sê almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet nie, om dit te doen nie. Dit is Galasiërs 3 vers 10. Sinai is 'n verskriklike plek. Moenie daardie berg probeer uitklim nie. En dit is juis vanweë Israel se onvermoë om die bepalings van die ou verbond na te kom, wat gemaak het dat God vir hulle 'n ander berg gegee het,
dat God vir hulle 'n nuwe verbond gegee het en dat God vir hulle 'n middelaar gegee het. Maar jy weet, broeders en susters, lees ons die skrif noukeurig, dan kom ons agter, dis nie so seer die vrees vir die ou berg Sinaï wat maak dat God se kinders na Sion toe gaan nie. Nie vrees nie, maar verlange. Verlange, welsalig is die mensekind wat al sy sterkte in U mag vind en op mag gaan na Sions hoogte. Waarvoor staan Sions hoogte? Sion staan vir daardie plek waar die verhouding tussen my en my hemelse Vader weer herstel is. Sion staan vir versoening. En ek weet, en my siel weet, dis wat ek nodig het. So nodig het. Dis wat maak dat ek die nagmaalbeker met al twee hande vasgryp. Soos Dawid in Psalm 23 juig ek oor daardie beker, want daardie beker loop oor. Die beker getuig nie net van versoening nie, maar dit loop ook oor. Dit loop oor van die seëninge van die huis van die Here. En daar waar ek en Dawid sal bly tot in lente van dae. Dit loop oor van die seëninge van die hemelse Jerusalem, die stad van die lewende God. Lees ons hoofstuk 11 van hierdie brief, daar waar die geloofshelde van die Ou Testament genoem word, dan merk ons iets interessants rondom Abraham. Dit was nie sy afkeer aan die heidendom van waar die Here hom geroep het wat hom laat trek het nie. Ook nie sy begeerte na die land Kanaan nie. Selfs nie eers sy behoefte aan 'n nageslag is dit wat hom gedryf het nie. Nee, dit was iets anders. Daar staan, Abraham het 'n stad verwag. 'n Stad wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. En dan lees ons verder, dat daardie gelowiges die Here se beloftes uit die verste gesien het, en in die verte geglo het, en in die verte begroet het, en dat hulle 'n beter vaderland gesoek het, en dat hulle na 'n hemelse vaderland verlang het. En Moses self, hoe het hy nie verlang om die beloofde land te sien nie, maar nie net dit nie, hoe het hy nie ook begeer om die Here self te sien nie. Here, laat my tog U heerlikheid sien, so hoor ons hom in Eksodus 33 vra. En kyk met hoeveel sekerheid verklaar die apostel Paulus in Filippense 1, ek het 'n verlange om heen te gaan, om met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Die gelowige honger en dors na God se geregtigheid. God se kinders honger en dors om by hom te wees. Die Here is groot waar Sion stop hom, wentel hy die dieptes op. Hy is lofwaardig waar verhewe die berge en die stad in songlans bewe. En Sion teen die noorde blink bo die lof van woorde. En daar waar 'n vlekkelose wit die koning van die wêreld sit. Die hemelse Jerusalem is nie 'n onbewoonde plek nie. Daar is 10.000 engele, saam met die gemeente van die eersgeborenes is hulle 'n feestelike vergadering. Engele wat op 'n stadium die ingang tot die tuin van Eden versper het, engele wat die hemelse heerlikheid bewaak het met die swaard wat vlam en flikker, nou saam met God se gemeente daar saam op die berg Sion. My verlosser is God se eersgeborene, so lees ek in Hebreërs 1 vers 6. Maar deur hom is daar nou 'n gemeente van eersgeborenes waarvan ek een is. 'n mede-erfgenaam van Christus, skryf Paulus in Romeine 8. En dan ook in sy eerste brief aan die Korintiërs sê hy vir die gemeente, alles behoort aan julle. Alles behoort aan julle, julle gemeente van eersgeborenes, julle wie se name opgeskrywe is in die hemele, julle het gekom by die berg Sion en by God, die regter van almal, en julle het niks om te vrees nie.
Ja, dit is so. Bo alles wat wissel en vergaan, bly ewig God se rykstroon staan. Hy vel sy vonnis uit die wolke, en regverdig oordeel hy die volke. Maar julle het niks om te vrees nie. Van die hart van hul wat u bely, het ons gesing, sal in u naam standvastig bly. En die wat u soek, in stil vertroue is by u veilig en behoue. Wie sal dan beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Julle het inderdaad gekom by die geeste van die volmaakte regverdiges, by die geeste van die verlostes, wat nou volkomendheid bereik het. Daar staan hulle, die kerk van alle eeue, die bruid van Christus, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar heilig en sonder gebrek, en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne. Die sakrament van die heilige nagmaal sê vir ons waarheen ons op pad is. Ons is op pad na die hemelse feesmaal, die bruilofsmaal van die Lam. En wanneer die boek Openbaring van die Lam praat, dan vestig die Heilige Gees ons aandag op die bloed wat gestort is. En so ook in ons skrifgedeelte. Want die gelowiges het ook uiteindelik by Jesus uitgekom. Jesus en sy bloed. Hy is die middelaar van die nuwe verbond. Sy bloed wat eers gestort was en toe besprenkel was, spreek van beter dinge as Abel se bloed. Jy onthou vir Abel se bloed daar in Genesis 4, hoe daardie bloed tot God geroep het om wraak en vergelding, maar Jesus se bloed spreek van beter dinge, nie waar nie. Die lam se bloed het immers God se wraak en vergelding weggeneem en het dit vir ons wat vandag hier by mekaar is, dit moontlik gemaak om te kan sê, Abba, Vader. Ons het gekom by die berg Sion, by die stad van die lewende God. En let op, geliefdes, ons teksgedeelte sê nie, die gelowiges sal eendag kom nie, maar hulle het gekom. In beginsel, deur die getuienis van die Heilige Gees is ons reeds daar, reeds by die bruilofsmaal van die Lam. Die langer formulier vir die bediening van die Heilige Nagmaal meld iets anders. Daar word na die hongerige en dorstige harte van die nagmaalgangers verwys. Hierdie middelaar het gedoen wat Moses nie kon doen nie. Hy het die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword vir ons hongerige harte. Daar staan, deur sy dood het hy die oorsaak van ons ewige honger en kommer weggeneem. Ons verbly ons in sy teenwoordigheid daar op die berg Sion. Amen. Ek gaan nou aan die voorhou die formulier vir die bediening van die heilige nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Hy skryf, ek het van die Here ontvang, dat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, dat hy brood geneem het en nadat hy gedank het, dat hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En net so ook die beker na die ete met hierdie woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, dan verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet, en uit die beker drink. So om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. En daardie selfondersoek bevat
3 hoofpunte. Ons moet eerstens nadink oor ons sonde en vervloeking. En ons moet 'n diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is. En dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys en opreg voor hom te wandel. En in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. En daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat in hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynediges en ongehoorsaames, moordenaars en twissoekers, egbreekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. En tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. En daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke. 'n gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en ons begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. En daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en dat hy ons waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en dat hy as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes vas te naal. En so het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seun te vul. Hy het helse pyn en in smart en bange God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met hierdie woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, dan word die tekens van die brood en die wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink. En so wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. En daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met 'n groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. En so leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword
En deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus in 'n ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. En daardie selfde Gees bind ons ook saam as lede van een liggaam in ware liefde. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam, en daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in woord en daad en in liefde teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Laat ons onsself nou eers in gebed voor God verootmoedig. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. En ons bid U gee deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en dat ons U kinders en erfgename is, en help ons om onsself te verloon, om ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Terwyl die tafel vir ons in gereedheid gebring word, sing ons Psalm 23, die 3de vers. Psalm 23 vers 3, U bring vir my die tafel in gereedheid en wat daarop volg. Verhef nou u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed voed en versterk as wat u die tekens van die brood en die wyn tot sy gedagtenis ontvang. En met daardie woorde is daar nou geleentheid om te kom aansit aan die tafel. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem almal, eet daarvan en
weet dat die Here Jesus se liggaam vir ons gebreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat sy bloed vir ons gestort is, tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld en wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil sal ek sy naam vermeld. Ag Heer, ek is, o ja, ek is die knegg, seun van die diensmaagd, in die diens gebore, my bande is los vir hoërdiens verkore, bring ek die offers aan u toegeseg. Kom ons sing dit saam. Psalm 116, verse 7. Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? En wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal in dankbaarheid sy naam loof en prys met hierdie woorde. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, en wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, langmoedig en groot van goedertierenheid, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. En so ver as wat die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. En soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee. En hy het ons alles genadiglik met hom geskenk. En daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U en ons loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal in ons bekragtig. Ons dank U dat U U enige gebore seun geskenk het as middelaar en as offer vir ons sondes, en ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. En nou bid ons U deur die werking van die Heilige Gees dat ons deur die verkondiging van die dood van ons Here, dat ons daagliks sal groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen.
genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostryke gemeenskap van die Heilige Gees, dit sy en dit bly by u almal. Amen.